Vriende, ek wil vanoggend selfs oor 'n moeilike konsep. Ek noem dit my eie arrogansie. Ek gaan lees daar twee saam met Paul uit. As jy nou vir die wêreld kyk, wat in die wêreld aan die gebeur is, dan is daar kan ons enige normale, gewone, gesonde mens sal agterkom, dinge is nie pleis nie. Ek praat net van die ouer mense wat weet, wat ouer word, en is nie die laaste die goeie uitkomen. Ek praat van, as jy die wêreld nie kan kyk, kom jy agter, dinge is nie pleis nie. En die normale gang van sake is, allemaal net om te sê, is nie ek nie, is hy. Dit is nie normale prosesse wat gebeur. En daai situasie is 'n moeilike vingerwys na die gebeur. Ons sal dieper gaan as dit, ons sal dieper inspeksie hou, agter te kom die probleem is nie daar nie, dis hier. Die probleem is nie daar nie, dis nie so. En so aanhaling, wat ek sommer net gekry het op die Facebook, I think we risk becoming the first informed society that has ever died of ignorance. Daar mense is wat hierdie bestaan en hierdie society van vandag evalueer as ignorant. Anderwoorde, ons sien nie die werklike probleem raak, ons is te blind af. As jy die keer rondbeweeg in die wêreld, as jy maak so bankie kry, baie seker bankies kry, elaborate the memory of me. I'm not dead yet, just self-centered. Dit is my leven. En dit is, wat gebeur in die wêreld van ons, individualisme, is bezig om een hoogste punt te bereiken. Het is absoluut bezig om maximale vorm van individualisme. Mense is so opgeneem in hulle self, in die eie ek, dat daar net eenvoudig meer plek is vir die mekaar in die lewe. Ek wil 'n storie vertel van koning Dawid. Ek ken allemaal van koning Dawid. Sy lewe het basies begin vorm aan die ontwij. Die hele volk Israel verlos het, toe hy vir Goliat doodgemaak. Dawid, sy lewe het eintlik al op 'n hoogtepunt begin. Toe hy die waagmoed en onverskrokke moed gehad het, en daar in die slagveld gestap het. As 'n klein jong seentjie, het hy geweet, hy en sy Here kan nie te doen, hy het Goliat verslaan. Maar Dawid, sy lewe het nie daaroor gegaan. As Dawid se verhaal heeltemal lees, dan sien ons, hy was die jongste gesalfde in Bethlehem. In Bethlehem gebly, sy vader daar gebly, en hy was 'n skaapwasser, en hy is in Bethlehem gesalf as die volgende koning. En dit was die jongste seun, jong man wat nog ooit geseën is, gesalf is as koning. Hy was die jong gesalfde. Hy was geoormerk om iets grootste te word. Daarna, hy betrokken na vir Saul, het hy Saul as 'n harpspeler geword, om Saul naam te hou. Toe Dawid se man was baie begaafd. Hy kon musiekinstrumente doen, hy kon oorlog maak, hy kon diere doodmaak, praat van 'n dier wat hy doodgemaak het, as hy skape bedreig is. Later vir Saul word hy 'n vechtgeneraal, wat 'n baie hoë posisie
Saul gesterf het, word hy koning, nie net so Saul oor die noordelike ryk toe, maar ook oor die hele Israel en Juda. Hy word koning van die hele totale Israel. En hy heers baie suksesvol, hy verslaan baie vyande. En dit gaan baie goed met hom. En dan een dag staan hy buite op sy balkonnetjie en hy sien daar aan die verte bitter mooi meisie wat bak. En haar naam is Batseba. Dit is om te bak. En hy daar stoor verlief op die meisie. En kyk, dit is normaal gebeur dat 'n man met 'n vrou verlief te raak. Maar wat hierna gebeur, was nie so eenvoudig nie. Hierdie vrou was getroud gewees met Uria. Uria was 'n Hethiet gewees, en hy was een van die ouers wat in Dawid se oorlog geveg het. Dit was 'n soldaat. En nou speel die storie af. Dit is nie die storie. Hy lê skelm by Batseba aan, en hulle van te ver, en krap met die touw, en sy raak geslaan. Nou, wat hy besluit hy gaan een slim plan maak. Hy gaan Uria terugkom van die oorlog af, dan gaan hy Uria sê, slaap by die vrou, dan gaan hy by sy vrou slaap, dan gaan haar swangerskap nie op die koning gesit word, en dit van alles gaan op die dood wees. Maar Uria is so ideaal in Dawid. Toe koning Dawid op haar kom, slaap hy nie, gaan nie huis toe, hy slaap voor sy voordeur, in die pad, slaap hy, want hy wil nie soos die ander soldaten wat ver slaap nie in hulle huis, en hy wil ook nie sy huis slaap nie, hy slaap buiten die paai en is terug. En Dawid sien sy plan daar. Toe maak hy nog een volgende plan, hy dat wees die veg geraak. Sit sy Uria, heel voor in die linie, en druk om die in die rooie en hy en dis toe waar Uria sterf, op die gevechtsgrond, omdat Dawid om voor wat sy nie, omdat om die rooie en die linie van die beskerming. En daar Dawid sy moet weer oor. En hy vat toe vir Batseba sy vrou, en kind is die dood, is gevolg van die liefdes, maar in elk geval. Dis die verhaal van Dawid, want die essence van die storie is, Dawid het baie gemaak soos ons deesdae maak, soos vandag in die wêreld in ons. Hy het gedoen wat reg is in sy eie oor. Hy het gedoen wat reg is in sy eie oor. En hy het sy voordeel beraam, beplan, ten koste van sy eie beste soldaten, ten koste van sy van alles. Hy het net sy eie voordeel gesien. En hy was net eenvoudig blind vir sy eie foute. Soos ons is net eenvoudig blind vir ons eie foute. En daar kon hy niks fout sien nie. Gelukkig was God slim, en hy stuur toe vir Nathan. Nathan is die profeet van haar tyd gewees. En daarna het die Here vir Nathan en Dawid gestuur. Nathan het jou gekom en gesê, Nathan is baie slim, en hy kom by hom en hy vertel hom oor die storie. Hy sê vir hom, daar was twee mans in dieselfde plek. Die was ryk, die ander was arm. Die ryk het 'n groot opleiding vir die meeste gehad. Onthou, as jy in die konteks kyk, Dawid het reeds 7 of 8 vrouens gehad, of 6 vrouens gehad. Hy het baie vrouens gehad. Hy sê vir hom, jy was ryk en 'n groot opleiding vir die meeste gehad. Behalwe een ou mooi langie het arm aan niks besit nie. Hy het daar aan die lewe gehou en hy het sy saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beekribin op sy skoot geslaan. Ja, sy was vir hom soos sy eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om sy eie klein veelbeeste te vat vir die reisiger te geslag nie. Die vat hy die mooi lam van die arm man en
vertel van weer 'n ander storie wat Dawid ook nie te doen het nie. Een van hulle was die Dawid, en vertel van weer 'n ander storie van die jaar. En toe Dawid die storie hoor, toe besef hy, dit is sommer nonsens hierdie man. Die Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vanavond gesê, is seker, as die Here weer 'n man wat dit vir sy hart kry om so iets te doen, moet doodgemaak word. Hy moet viervoudig in die Koran vergoed. Dawid besef, toe hy nie persoonlik betrek word, hy besef hy, daai is sonde, is verkeerd. En hy sê vir Nathan, dat is verkeerd. Toe draai Nathan om, en sê van, dis jy Dawid, jy doen dit. En ek vertel van hoe dit nou geassocieer word. Hy sê van, jy jou heel na doodmaak, jy wil nie as 'n vrou gevat, jy sit met 6 ander vrouens. Jy het doodspel gepleeg en jy het dood gepleeg. Jy is skuldig. Toe dan nou die volgende dag oor die goeie en so. Dit is vandag leef ons en jy in die wêreld in hierdie arrogansie van Dawid. Ons is blind vir ons eie stupiditeit. Ons is blind vir ons goeders. En ons sien net hulle het verkeerd doen raak. Net, wat sê die van hulle wat is so? En die modus van die dag wat mense doen, is om te shame, ander mense te shame, en ander mense te blame, en ander mense te name. Dis al wat ons kan doen. En net so maak, en sê, hulle is vrok, en hulle is sag, en hulle is lelijk. Ons het sekere persoonlikheid begin ontwikkel, ons soek net vermaak, entertainment is ook makkelijk. Ons leef van die ene entertainment situasie en die ander en die ene klaas, maar ons wacht van die volgende een. Ons soek net heel tyd goeders met ons entertainment. Ons net heel tyd vermaak. As ons naaste liefde vermeer moet word, is dit baie laag. Dit is baie laag. Mense ons gaan van die liefde. Ons lewe in super eie gerechtigheid. En die ding is, net soos die Jode vanaf, net soos al die tye en al die eras, elke generasie mense is blind vir sy eie foute. Dus het kom, as jy die profete Jeremia en Jesaja en Jesegiel lees, dan hoor jy, hulle sê vir die volk wat hulle verkeerd doen, maar die volk sien het nie, hulle is blind vir hulle foute. Dus as jy allemaal die pigklappe aanleef, net vir sy eie voorkeur en sy eie gebind. En die ding is, as jy nog een antwoorde soek hiervoor, dan sien jy krijg een antwoorde in die Bijbel. As ek terugblaai in die Bijbel, sien ek een tekst soos in Rigter 17 vers 6. Die skrywer, in daardie tyd was daar nog nie een koning nie, en Israel nie elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oor. Dis die dilemma, gaan ek vir julle verduidelik. Hierdie is ons dilemma vandag op. Daar is nie meer gesagsliggame nie. Daar was 'n tyd in Suid-Afrika, sê maar 50 jaar terug, waar gesagsliggame was. En almal, die hele volk, het gesê, die gesagsliggame is reg. En daar is nie gesagsliggame nie. Daar is nie meer die owerhede is gedruk. Daar is nie meer die polisie nie, want die polisie steel en moord. Daar is niks gesagsliggame nie. Mense steel nie in die kerk nie. Mense doen ons. Elkeen doen wat reg is in sy eie oor. Omdat hulle nie gesag is. Want owerhede het druk geraak. Vandag sy motto is lees met die lief. As jy wanneer jy na regionale politiek dophou, en jy sien, lees met die lief is die enigste oplossing. Ek bedoel, die hele wêreld vol. Dus as ons vals inligting, jy moet tevrede hou. As jy my iets vraag, dan gee
ek het iets vals aan dat is wat jy nie tevrede moet wees, dan is alles reg. En saam met hierdie is dan natuurlijk baie swak leiderskap. Dis moeilik om vandag mense te lei. Want mense se kop is op hulle eie plek. So dis moeilik. Dis hoe raak ons swak leiderskap. Nou, natuurlijk is daar oplossings. Maar wat vandag gebeur is, ons soek oplossings in ou, primale en archaïse maniere wat nie meer werk nie. Almal van ons soek oplossings in dinge wat nie meer werk nie. Ons soek oplossings in nasionalisme, waar jy 'n volk kan genereer wat eendrag mag is, wat dinge allemaal dieselfde ding. Dis nasionalisme. Maar dit werk nie vandag nie, die wêreld is te deel met mekaar. Daar's miljoene migrante in die hele wêreld vol. Ek bedoel, van Suid-Afrika se boere, Afrikaanssprekende boere, bly 3 miljoen hier in die hele ander plekke. Hulle is migrante in ander plekke. Canada, New Zealand, Australië, ja. Mense soek antwoorde in patriotisme. Die ding is, jou eie land is nie meer jou oplossing. Was in Abraham se tyd was 'n land 'n oplossing, maar dis nie meer vandag oplossing. Mense soek antwoorde in getalle. Maar ons het weer as leier dan gaan ons oplossing. Ons soek nie getalle, dan moet die getalle net sterker as jy is. Ons soek antwoorde in eksklusiviteit. Mense soek antwoorde in soort. En dis nie die antwoorde. Hierdie gaan nie werk. Ek weet jy allemaal dan dis wat kan werk en iemand moet werk en gaan nie werk. Die wêreld is al te ver heen hierdie groep te werk. Hierdie groep is uitgekoop. Dis 60 jaar terug se groep. Dit het gewerk, die EW Bota, nog gebeur het. Dit het gewerk. Die antwoord, en dis wat het in moeilik raak, die antwoord wat ek vandag vir julle sê, is ook 'n archaïse beginsel. Ek kom in die Bybel uit, kom uit dit so spuldig uit. Ek kom uit Deuteronomium 5, kom uit die Nuwe Testament uit, waar die Here sê, jy moet jou God lief hê met jou hele hart en jy moet jou naaste lief hê met jouself. Die antwoord is in verhoudings. Ons sal die waarde van verhoudings moet herontdek. Die antwoord, en ongelukkig is ek min om het hard te sê. Die antwoord is in verhoudings. Ons sal moet verhoudings terugsit op sy respectvolle plek. Ons het verhoudings in die grond gedra. Vir jare al sê mense huwelike is useless. Vir jare al, deesdae het mense nie eens meer verhoudings met vriendelike nie. Want hulle het Facebooks en blogs en allerhande goedes en so mense verhoudings is weg. En almal van ons het in ons koppe besluit, man, wat is die verhoudings? Wie kan die momente dit besluit? Want dit is moeilik, verhoudings is moeilik. Jy moet werk aan verhoudings, jy moet energie gee aan verhoudings. Maar nee, as jy besluit, waar ek dit, zolang ek sterk is, en mooi is, en slim is, en geld het, dat ek die verhoudings nodig, ek sal my eie ding doen. Maar ons kort seervierende verhoudings. En dis nie net verhoudings met jou vrou nie, verhoudings met alles wat God geskep het. As God sê ons moet hom lief hê met ons hele hart, en hy sê ons moet ons naaste lief hê, dan moet alles wat hy geskep het, is ons naaste goed. Dus ek kan nie sê, hierdie is my naaste en daai is my naaste.
Jy het alles nodig. Jy het alles nodig. Jy dink nie, maar jy het alles nodig. Jy bid vir jou eie foute. Die eerste plek sal van die wêreld nie agterkom om 'n godsverhouding te hê. Dit is baie meer as net om in 'n kerk te wees. Dit is baie meer net om in 'n denominasie te behoort. Dit is baie groter. Dit is baie groter as al die goed wat ons ken. Nie net my kerk, my mense en my gebouwe wat ek in my denominasie doen. God is baie groter as dit. En ons sal mekaar moet terugvind op 'n manier. Ons moet mekaar gaan terugvind nie. As ons besig om die spoed van Christus ons kan onderneem. En dit gaan nie oor ek en jy wat dis dit gaan oor alles skep soos God het die wêreld geskep. Die sê vir die mens heerstalde. Nie eksklusief nie, inklusief heers vir alles wat ek geskep het. En weet jy wat, in my tuin is daar nie net appelpose wat groei nie, daar's kakiebosse, daar's mure, daar's muskiete, daar's goedes wat ek nie wil hê nie, soos vleermuise. Ek wil dit bestuur. Ek wil dit bestuur. Ons kan nie dink eksklusiviteit. Ek wil op 'n plek gaan bly, daar is nie waar daar muskiete is nie, daar's nie vliee nie, daar's nie goedes wat nie, daar's nie kakiebosse nie, daar's nie onkrute met my nie. Here asseblief gee my so 'n plek, so 'n plek. Ons wil die Here se skepping verander. Here sê die totale skepping is deel van sy plan. Ons verstaan nie aldag alles nie. Nou die dag vra my vrou vir my, maar baie perde wat ons doen, wat ons net bedryf. Jy weet nie daar nie verklis. Nie vir my nie. Maar, dit sê sy, wat is die waar pas perde in die ecosysteem nie? Ek sê, hou vast nie, maar hulle sit nie daar om te praat met die verklis. Kijk ons nou bietjie, perde van baie muskiete, van vogels wat ons moet heen, die perde is een fantastische plek, en dan moet jy weer perde wees. Om terug te doen naar die plek toe. Sê net nie van alles kyk nie, maar ons gaan moet een nieuwe symbiose ontdek. Wat nie net die gewuld is in die wêreld nie, die pas nie in die regte politiek nie, die pas nie in die gewildheidskunstenaars nie. Een symbiose wat ons in toekomst gee. En jy sal dit gaan soek, As ons as kerk, en as gelowiges, net saam in die wêreld aan ons strompel, gaan ons nie afgrond gaan. So die eerste is in die kerk en wakkerskruk. Jy sê, Here, ons wil nie saam in die wêreld in die afgrond staan en simpel gedoen nie. Ons wil soos Christus wees. Ons wil soos Christus wees. En een paar radikale gedoen. Christus het radikale gedoen. Dat baie mense in die dag nog nie saam teen. Hy het radikale gedoen. Want hy het God, sy Vader, geken. En ons sal by dit nie by Jesus moet gedoen. Anders is ons anders by hom. Amen. En ons beste. Here, ons weet, ons is verkeerd. Ons weet, Here, ons tree verkeerd op in hierdie wêreld. Ons tree nie Christelik op nie. Ons is besig met 'n ware stelsel wat pateties is, en ons lief, ons bedrieg, ons praat net nonsens, ons eie saak, eie regtigheid. Help ons om die lig te sien, dat ons kan herontdek in Christus was daar 'n antwoord, die ware opbouende verhouding met mekaar en met God, is daar antwoorde. Help ons om dit te herontdek. Nie in godsdienst, in 'n kerk, in 'n denominasie, maar verhouding met U Skepper. Help ons om dit te regkry. Loof ons prys die naam. Elke liefde wat